Geliefdes, die Here is hier in sy huis. Kom ons raak stil voor hom, sodat ons hom kan ontmoet. So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, en wat jou lei op die weg waarop jy moet gaan. Geliefde gemeente, genade en vrede word vir julle vermeerder deur die kennis van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en ons sing 'n aanbiddingslied, Gesang 62. Ons gaan nog 'n keer in die erediens uit Gesang 62 uitsing, maar vir 'n begin sing ons vers 1, 3 en 4, waarin ons die Here aanbid en hom erken as die Heilige, waar ons saam met die engele rondom sy troon sing, Heilig, heilig, heilige Here, U is heilig sonder perk. Kom ons sing vers 1, 3 en 4 en ons doen dit staande tot lof van die Here.
Geliefdes, ons gaan nadat ons na die wet van die Here geluister het die Here vir ons in die erediens ook hierdie geleentheid gegee. En dit is hoekom ons erediens ook so ingerig is om te verootmoedig. Want jy kan nie na die wet van die Here luister en oneerlik oor jouself wees nie. En daarom is ons antwoord op die wet altyd skuldbelydenis. Genadiglik is ons verlos, kan ons dit bely in die naam van Christus en weet daar is vir ons vryspraak. En daarom gryp ons daardie geleentheid na die wet ook aan om werklik met erkenning en met eerbied ons skuld voor die Here te bely. So ons gaan Gesang 62 die tweede vers as skuldbelydenis sing nadat ons die wet van die Here aangehoor het vanmôre en ons gaan bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Geliefdes, ons luister vanmôre na die Here se wet, die 10 gebooie, soos wat dit in Deuteronomium 5 vir ons opgeteken is. En die rede ook hoekom ek die wet uit hierdie gedeelte uitlees vanoggend is omdat ons skriflesing en ons prediking uit Deuteronomium 6 uitkom. En Deuteronomium 6 en Deuteronomium 5 sal u hoor is baie nou aan mekaar verbind. Dis die gedeeltes in die Bybel waar die Here sy wet gegee het op Sinaï en dan in hoofstuk 6 verduidelik hy en sê, maar watter rol behoort die wet van die Here in jou lewe te speel? So kom ons hoor eers wat het die Here in sy wet gesê en dan gaan ons later verder lees uit Deuteronomium 6 uit. Deuteronomium 5 vanaf die 6de vers. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, wanneer 'n mens oor 'n onderwerp praat soos geestelike dissipline, dan behels dit 'n hele klompie dinge. Dit behels onder andere om met sekere aspekte van jou geestelike lewe, die dinge wat die Here van ons vra, op 'n voortdurende, ritmiese, gereelde basis mee besig te wees. Ons is nie veronderstel om net in ons gehoorsaamheid gedissiplineerd te wees nie, maar ook wanneer ons ongedissiplineerd en ongehoorsaam is, vra die Here vir ons, wees ook gedissiplineerd in jou skuldbelydenis. Bring dit na my toe, kom lê dit aan my voete, want ek vergewe. En wanneer ons getrou ons skuld in die naam van Jesus Christus voor God bely, dan kan ons vashou aan die wonderlike belofte wat die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 9 gee, wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. In die woordjie getrou hoor ons ook iets van 'n gedissiplineerdheid by God. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is ons troos. Geen voorwaardes nie, net bely dit in die naam van Jesus Christus en daar is vergifnis vir jou sondes. Maar wie in 'n ongedissiplineerde lewe van sonde en ontrou volhard, moet ook weet dat die woord van die Here ons leer dat die toorn en die straf van die Here oor so iemand bly vir so lank as wat hy in sy sonde bly voortleef. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God. Hierdie een wat ons liefhet, hierdie een wat ons gered het, hierdie een wat ons vryspreek van ons sondes. Ons doen dit saam met die kerk deur die eeue, deur die 12 artikels vanmôre, as u vrymoedigheid het, hardop met mekaar saam te sê. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, u kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, ons gaan die eerste 9 verse uit hierdie hoofstuk saam lees. Deuteronomium 6, ons lees vanaf die eerste vers. Dit, die woordjie dit hier, wys nou terug na die Here wat nou net die 10 gebooie gegee het nie. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge van die Here julle God, wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel het, te hou, jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart,
en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp. En daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan stil staan by hierdie laaste paar verse van vers 7 af. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U, Here God Almagtig. Wanneer ons voor U kom buig, dan weet ons, Here, U is nie soos ons nie. Wanneer ons U aanbid, dan is dit juis omdat ons in verwondering staan oor U wese en oor U heiligheid, U andersheid. Ons het vanmôre gelees hoe dat U volk herinner, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En ons wil U vanmôre so aanbid as 'n enige God, 'n unieke God, 'n God wat met niemand en niks vergelyk kan word nie, die een wat bo alles en almal is, die soewereine, die een wat op sy troon sit en wie se some die tempel oordek. Ja, soos die serafs hulle oë en hulle aangesigte bedek met hulle vlerke wanneer hulle in U teenwoordigheid kom, Here, so is ons bewus van U heerlikheid en U grootheid wat van U uitstraal, daardie majesteit wat so oorweldigend is dat as ons nie bedek word met die bloed van Jesus Christus nie, dit ons sal vernietig. Maar ons dank U, Here, dat U in U uniekheid nie ver van ons verwyder is nie, want dit is deel van wat U heilig maak. U is nie 'n God wat op 'n afstand regeer nie. U is 'n God wat in ons wêreld ingekom het. U het deel van ons wêreld geword. U is Immanuel, God met ons. U is deur U Gees ook vanmôre hier teenwoordig en U het ons kom groet en vir ons gesê genade vir julle en vrede. Sodat ons met vrymoedigheid en met verwagting hier voor die troon kan sit om na die heilige God na ons te kom. Here, wat 'n asemrowende gedagte is dit om te weet, U is hier. En ons moet dit besef, ons moet dit verstaan, dat U, al werk U deur diensknegte, dat U self hier teenwoordig is deur U Gees. Want dit bepaal ook, Here, hoe ons deelneem aan hierdie erediens, hoe ons luister na U woord, waaruit ons sopas gelees het, en wat ook in die prediking vir ons verduidelik gaan word. Here, maak ons ore oop, maak ons harte ontvanklik, verander ons, werk U nou met ons, Here, want ons is hier, omdat ons soos U wil wees, omdat ons ook U heiligheid en U andersheid in ons lewens wil uitstraal. En daarom bid ons, spreek nou, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. In Jesus se naam. Amen. Geliefde broeders en susters van ons Here Jesus Christus, die van u wat my nou eintlik al goed ken, sal weet dat ek nou al vir 'n hele rukkie lank betrokke is by ons kerk se maandelikse tydskrif.
So die van u wat nou gaste hier by ons is, ons het 'n tydskrif wat ons maandeliks in die kerke uitgee, die Boodskapper, en 'n uitgewery waar ons vir ons boeke verantwoordelik is, en ek is eintlik deeltyds hier by die gemeente en voltyds daar by die uitgewery. Nou die aard van my werk daar is, ek is nou hierdie jaar, deur die genade van die Here al 10 jaar by die Boodskapper redakteur. Nou uit die aard van 'n ou se werk is iets soos proeflees en redigering belangrike en daaglikse aspekte van my werksaamhede. 10 jaar gelede, toe ek uit die gemeente uit die gewone gemeentelike bediening uitgeskuif het na lig en duisternis uitgewers, was dit vir my eintlik 'n baie groot aanpassing gewees. Want ewe skielik kon ek nie net meer skryf nie, want wat doen dominees? Dominees skryf soos hulle preek. Hulle skryf nie soos 'n mens veronderstel is om te skryf nie. Vra my, ek lees hulle goed gereeld en dan moet ek dit regmaak vir hulle. En ewe skielik kon ek nie net meer skryf soos wat ek gewoond was om te skryf nie. Ek moes nou leer om reg te skryf. Nou ja, ek het 'n aanvoeling vir die tale en 'n aanvoeling vir Afrikaans, maar dit vat jou ook net so ver. En dit het ek baie gou uitgevind. Aan die begin, toe ek die eerste uitgawe van die Boodskapper moes proeflees, was dit vir my oorweldigend gewees. Ek het ure gesit met daardie teks om dit geproeflees te kry. Ek moes soveel woordjies gaan naslaan, hulpbronne gaan raadpleeg, partykeer woorde wat jy as voor die hand liggend beskou, en ewe skielik as jy omskryf, dan dink jy 1L, 2L. En dan moet jy dit gaan naslaan. Om seker te maak 'n mens skryf reg. Nou ja, vandag kan ek nou terugkyk en ek kan glimlag daaroor, want wat het gebeur? Met die verloop van tyd het sekere dinge waarmee ek elke dag besig is, en juis omdat ek elke dag daarmee besig is, ingeburger geraak. En ek het nie meer nodig om dieselfde taalkwessies waarmee ek gereeld te doen kry, want dieselfde foute kom nog steeds voor in die manuskripte en die tekste waarmee ek besig is, maar ek hoef nou nie meer elke keer daardie taalkwessies te gaan naslaan in 'n woordeboek of in 'n hulpbron nie. Want daaglikse gebruik en inoefening, of ons kan ook sê dissipline, lei daartoe dat sekere dinge in 'n mens se lewe tweede natuur word. Dit is tog so, né? Wat eenvoudige goed soos om vir 'n klein kindjie te leer om te eet. Met 'n mes en 'n vurk. Aan die begin is hulle dom. Jy moet vir hulle sê, hou vas die lepel so, of hou vas die mes en vurk so, en jy hou vas nog die handjie en jy help hulle. Maar hoe meer gereeld hulle met die mes en vurk of met 'n lepel besig is, meer gewoond raak hulle. Nou dan dink niemand van ons dink meer daaroor, hoe moet ek 'n mes en vurk vashou as ek eet nie. In die sportwêreld noem hulle dit, en ek gaan nou die woord, vergewe my vanmôre, maar ek wil hom graag gebruik, want ek dink net, daar is 'n Afrikaanse woord daarvoor, maar dit vat dit net nie so mooi vir my vas soos hierdie woord nie. Die sportwêreld het 'n uitdrukking wat praat van, jy ontwikkel muscle memory. So die Afrikaanse woord is spiergeheue, maar dit is maar eintlik 'n baie direkte vertaling, en dit vat dit nie so mooi vas nie. Dit is wanneer jy iets doen, sonder om 2 keer daaroor te dink. Toegepas op my omstandighede, ek raadpleeg steeds taalbronne, op 'n gereelde basis, maar ek doen dit nie meer om noodwendig die alledaagse taalkwessies, daardie dinge waarmee ek aan die begin gesukkel het, na te slaan nie. Ek doen dit nou om die pyl van ons taalgebruik nog so vlakkie hoër te kry. Ek verfyn dit. Nou, in hierdie ervaring is daar 'n treffende ooreenkoms met geestelike dissipline. Die daaglikse gebruik en inoefening van verskillende aspekte van 'n mens se geestelike lewe lei daartoe dat sekere dinge in jou lewe naderhand tweede natuur word. Jou gees ontwikkel naderhand 'n soort muscle memory. En
Gaan lees maar Hebreërs ook, dit praat ook daarvan dat ons moet aanbeweeg van die melkkossies af, ons moet ook na die vaste spyse toe beweeg in die lewe, wat sê, die dinge daar sekere dinge wat naderhand eintlik nie vir jou onbelangrik is nie, maar jy kan nie net by dit vassteek nie, daar is ander dinge waarna toe jy ook moet beweeg, daar moet ontwikkeling wees, en dit kom met geestelike dissipline. En geliefdes, hier waar ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan, roep die Here ons opnuut op tot geestelike dissipline. Want as gelowiges het ons in hierdie lewe nooit gearriveer nie. Weet ons wat beteken dit om te arriveer? Kry ons sulke mense, as jy met hom praat, dan dink hy weet reeds alles van alles af. Jy kan hom niks leer nie. Hy is reeds 'n volmaakte gelowige. Hy ken die Bybel uit sy kop uit. Hy ken die gereformeerde leer op die punte van sy vingers. Jy kan hom niks leer nie. So iemand het gearriveer. Hy dink hy's reeds daar waar God wil hê hy moet wees. Maar die Bybel leer vir ons anderster. Die Bybel sê nee, jy's altyd op pad totdat Christus kom. En daarom hou ons gedissiplineerd vol om die woord te bestudeer en om dit getrou in ons lewens toe te pas. Want jy sou daardie gedagte ook hoor hier uit Deuteronomium 6 uit. Die Here sê, dit is my gebod, my insettinge, my gebooie, of my verordeninge, wat ek julle beveel het om julle dit te leer. So daar's 'n aspek van, dit moet in die kop wees, jy moet dit leer, jy moet dit ken, maar dis nie waar dit stop nie. Die Here sê, sodat julle dit kan gaan doen in die land waarheen ek julle stuur. En daarom is deel van geestelike dissipline dat ons nie bly krap so net op die oppervlakte die hele tyd nie. As 'n mens werklik geestelik gedissiplineerd is, dan delf jy uiteindelik dieper sodat ons groter insig en volwassenheid kan bereik. In Deuteronomium 5 gee die Here sy wet aan die volk as 'n riglyn vir hoe hulle moet lewe. Hoofstuk 6 verduidelik dan wat is die rol wat hierdie wet in jou lewe moet speel. Die Here sê, hier is dit. In hoofstuk 6 sê hy, goed, wat moet jy daarmee doen? Dis wat jy daarmee moet doen. As ons egter die woord wet hoor in Afrikaans, dan is ons maar gewoonlik geneig om te dink aan 'n klomp reëls en regulasies. Jy mag dit doen, jy mag nie dit doen nie, jy moet so maak, jy moenie so maak nie. Maar in die Bybel word die woord wet baie keer met 'n breër betekenis gebruik. Vers 1 help ons byvoorbeeld om dit 'n bietjie wyeer te verstaan as net 'n klomp reëls en regulasies. Hoor hoe beskryf die Here dit self. Hy sê, of Moses wat dan hier aan die woorde sê, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer. Ons kry sommer 3 woorde daar: gebod, insettinge, verordeninge, dinge wat die Here hulle geleer het. Wat dadelik vir ons laat aflei, maar wet gaan oor meer as net 'n paar reëls, net 10 reëls en regulasies wat ek moet nakom. Die woord wet in die Bybel beteken dikwels iets meer. Dit verwys na al God se opdragte, sy bevele, of ons kan sommer net sê, sy wil. Dit wat hy aan ons bekend gemaak het, dit wat hy wil hê ons moet doen, hoe hy wil hê ons moet lewe. En dit is ook die manier waarop baie van die psalmdigters byvoorbeeld die woord wet gebruik. Psalm 119 is 'n goeie voorbeeld waar die woordjie wet gebruik word eintlik as 'n sinoniem vir die hele woord van God. Hoor ook hoe die Here Jesus in die Nuwe Testament die woord wet gebruik. Hy sê die wet en die profete getuig. En daarmee verwys hy eintlik na die Ou Testament, die hele Ou Testament, wat bestaan uit wetsgedeeltes uit en profetiese geskrifte uit. So dit is 'n meer allesomvattende term in 'n sin vir die woord van die Here, en ek gaan dit ook in vandag se preek in daardie sin gebruik. Om gedissiplineerd met die woord van God besig te wees, is baie sterk op die voorgrond in Deuteronomium 6. U sou dit gehoor het in dit wat hier gesê word. Kort nadat die Here sy wet aan die volk gee, sodat hulle kan weet hoe om hom te dien en hoe om heilig te lewe, gee hy vir hulle 'n belangrike opdrag. Om waarlik aan sy wil of aan sy wet gehoorsaam te wees,
beteken dit moet uiteindelik in jou hart wees. Dit moet deel van jou DNS raak. Dit moet deel wees van jou mens wees. En om dit reg te kry, sê vers 7, moet daar inskerping wees. Nou die woord inskerp beteken om iets met herhaling vas te lê. Ons wat kinders het, weet hoe dit is. Nee, hoe leer jy vir jou kind om dankie te sê? Elke kort as hulle iets by jou vat, hoe sê mens? Dankie. Of hoe sê mens as 'n mens iets wil hê? Asseblief. Ons so leer ons vir ons kinders goeie maniere. Nou dan hoef jy nie meer vir hulle te sê hoe sê mense nie. Partykeer selfs as hulle groot is, moet jy nog vir hulle so nou en dan herinner, dis hoe mense dit eintlik doen. Maar dit is met hierdie herhaling, hierdie inskerping wat iets vasgelê word in die hart van kinders, sodat hulle uiteindelik dit tweede natuur raak by hulle. Maar van kleins af, sê die Here, moet die wet van die Here by herhaling aan verbondskinders geleer word. So die Here sê ook, moenie wag totdat jy eerder by die kerk betrokke raak en daar dalk kategese of verbondsonderrig is en iemand anders nou vir jou kind van die Here kan leer nie. Dis jou opdrag van die begin af. As jy wil hê hierdie dinge moet in jou kind se hart wees, dit moet iets wees waarvoor hy, ja, ek het een keer die mooie uitdrukking, laat ek myself nou onderbreek, die mooie uitdrukking gehoor, wat sê ons wil nie net hê ons kinders moet konformeer tot die standaard nie. In ander woorde, hulle moet lewe in ooreenstemming met die standaard nie. Ons wil hê hulle moet lief wees daarvoor. Dit moet in hulle harte wees. En daarom moet dit ingeskerp word van kleins af by ons kinders. En die beeld wat hier gebruik word, is eintlik in die Hebreëus gebruik hulle 'n woord wat gebruik is om vir 'n grafeerder, iemand wat op 'n stuk klip met 'n hamer en 'n bytel 'n teks sou uitgrafeer en dit uitkap. Hy tik en hy tik en hy tik totdat dit wat hy daarop wil skryf permanent daarop staan. Dit is ons verantwoordelikheid. Maar dit is baie belangrik, geliefdes, dat ons nie hierdie gedissiplineerde besig wees met die skrif net tot ons kinderjare of tot die opvoeding van ons kinders beperk nie. Asof dit net iets is wat van toepassing is op 'n mens se kinders nie. Die Here is besig om vir ons te sê, as jy met my wet besig is, as jy met my woord besig is, dan moet daar 'n herhalende patroon in jou eie lewe ook wees. Om hierdie dinge in te skerp wanneer ons in ons huise sit, op pad is, gaan lê of opstaan, behoort nie op te hou wanneer ons volwasse raak nie. Dit is soos iemand wat 'n instrument bespeel. Nou wil hy hierdie instrument leer speel, en hy gaan na iemand toe wat vir hom klasse kan gee, en hy leer die instrument bespeel, hy bemeester die instrument. Maar sodra hy die instrument bemeester het, hou hy op oefen, en hy hou op speel. So iemand kan nie sommer net weer, jare nadat hy laas klavier gespeel het, agter die klavier inskuif en woets, hier begin hy wegtrek, en hy speel 'n stuk uit sy kop uit, sonder dat hy geoefen het nie. Dit wat hy aanvanklik geleer het, al het hy daardie instrument onder beheer gehad, al was hy in beheer van daardie musiekinstrument, hy gaan nie dit behou as hy nie bly oefen nie. Weet jy dat professionele pianiste oefen gemiddeld 3 tot 4 ure per dag, en as hulle vir 'n groot konsert voorberei, tot 6 ure 'n dag. Nou as dit waar is in ander dissiplines, hoe waar is dit nie ook vir ons geestelike lewe nie? En dis wat die Here hier vir ons wil sê. Want as 'n mens ook deur die Bybel lees, dan lees 'n mens baie opdragte raak om gedissiplineerd met die skrif besig te wees. Psalm 1 vers 2 is maar een van die voorbeelde wat sê dat die regverdige se behaag beteken, dis jou vreugde, dis vir jou blydskap, is vir jou lekker om dit te doen, is in die wet van die Here, en dat hy dit dag en nag oordink. Psalm 119 vers 148 sê, my oë is die nagwake voor. Dit beteken die nagwake, hulle het in die Ou Testamentiese of in die Bybelse tyd het hulle nie horlosies soos ons gehad nie, hulle het gepraat van nagwake. Jou eerste nagwaak was 9 uur, dan 12 uur, dan 3 uur die oggend en dan 6 uur die oggend.
Dit was jou nagwake gewees. En om te sê, my oë is die nagwake voor om u woord te oordink, beteken, ek is wakker nog voordat die son opkom. Want ek wil u woord bestudeer. En selfs as 'n mens luister na iets soos die Onse Vader gebed, dan lei die 4de gebede, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, jy sal vir my sê, maar wat het dit met geestelike dissipline te doen? Vra ons nie maar net in hierdie bede dat die Here ons liggaamlik sal versorg nie. Ek dink nie so nie, ek dink ons vra meer daarmee. Deuteronomium 8 vers 3 maak dit duidelik dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie. Hoor wat sê vers 3 in Deuteronomium 8, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet, die brood uit die hemel, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. So ons kan dus 'n verband trek tussen die behoeftes wat ons in ons liggaam beleef en daardie behoeftes wat ons ook in ons gees beleef. Die Here wil hê ons moet sien, daar's 'n ooreenkoms. Om dus vir ons daaglikse brood te bid, veronderstel dat ons nie net vir ons liggaamlike versorging vra nie, maar ook vir geestelike versorging. En die woordjie daaglikse dui op 'n vaste ritme of 'n dissipline. Net so gedissiplineerd, met dieselfde reëlmaat wat jou liggaam brood nodig het jou gees hemelbrood nodig. Een voorneme wat gelowiges altyd vir die nuwe jaar behoort te hê, is om geestelik gedissiplineerd te wees. Dit behels eerstens om gedissiplineerd met die woord besig te wees. Hoe lyk dit? Dit beteken om dit gereeld te lees. Om huisgodsdienst te hê. Om met mekaar om die tafel te sit en te bespreek en te sê, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Wat sê die Here vir ons? Om met mekaar te praat, om met medegelowiges daaroor te praat, om dieper daaroor na te dink, om verder daaroor na te lees, al is ons nie dominees nie, al is ons nie teoloë nie, maar omdat ons 'n begeerte het om die Here beter te leer ken. Miskien sit jy nou hier en wonder, dit klink 'n bietjie na te veel werk en moeite. Is dit nie maar net genoeg om in Jesus te glo nie? Is dit nie wat die Bybel ons leer nie? Waarom is dit nou nodig om so gedissiplineerd te wees? Kan 'n mens nie maar net, soos die Engelsman sê, go with the flow nie? Ons is mos klaar gered. Hierop antwoord die Here nee. Want ek is 'n enige Here. Ek wil jou nie net red nie. Ek wil hê jy moet soos ek wees. Ek wil hê jy moet soos ek wees. In vers 4 lees ons, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Die woordjie enig beteken uniek, anders. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Geen een van die afgode wat aanbid word nie, geen mens kan met hom vergelyk word nie. En God se uniekheid lê natuurlik in baie dinge. Ons kan 'n klomp goed noem wat hom anders maak as enige ander God wat vandag aanbid word. Maar in die besonder lê dit vir ons in sy genade. Dit lê in die feit dat hy getrou is en sy volk red, selfs al verdien hulle dit nie. Hy is die verbondsgod wat na sy kinders toe uitreik, wat na ons toe kom in ons sonde en ons swakhede. Al wil ons met hom niks te doen hê nie, al kruip ons soos Adam en Eva vir hom weg, kom hy na ons toe en sê, waar is jy? Ek wil jou God wees, ek wil vir jou sorg, ek wil jou red. Maar dis nie net dit wat hy doen wat hom uniek maak nie, dis ook dit wat hy is wat hom uniek maak, want hy is heilig. In hom, in sy wese is daar geen onreg nie. Hy is altyd regverdig. Hy is die hoogste maatstaf van wat goed is. Hy is dit wat ons almal graag in ons swakheid smag om te wees. Maar wat hom veral uniek maak is dat hy ons met 'n spesiale en 'n spesifieke doel red. Sy doel
is nie net sodat ons van ons onderdrukkers vry sal wees nie, maar dat ons uiteindelik soos hy sal wees. Want hy het ons immers van die begin af geskep om sy beelddraers te wees, nie waar nie? In Genesis lees ons, Genesis 1 vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Maar ons weet wat het die sondeval gedoen. Die sondeval het daar die beeld van God in ons vernietig, soos 'n spieël wat in skerwe lê. Maar wanneer hy in ons lewens weer begin werk, dan werk hy kragtig deur sy gees om daardie beeld weer stukkie vir stukkie heel te maak. En daarom is dit interessant om te lees hoe die apostel Petrus juis na hierdie gedagte toe teruggryp wanneer hy gelowiges in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 oproep en sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewens wandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En daarom is dit nogal belangrik, broers en susters, dat ons onsself sal afvra, waarom wil ek gered word? Waarom wil ek hê die Here moet my red? Wat is my motief? Wil ek gered word net sodat ek bietjie sekuriteit kan hê? Iemand wat oor my wag hou? Iemand wat vir my sorg? Iemand wat die lewe vir my makliker maak? Of wil ek gered word omdat ek nie wil wees wat ek nou is nie? Omdat ek soos God wil wees. Om hierdie uniekheid van hom ook in ons lewens 'n werklikheid te maak, stuur God sy seun om ons te bevry. Hy kom en hy verlos ons van die sonde sodat ons vry kan wees, nie meer teruggehou deur ons sondes en ons verkeerde begeertes nie, maar vry, nie om te doen wat ons wil nie, maar om te doen wat ons veronderstel is om te doen. Om aan God gehoorsaam te wees. In Matteus 5 vers 48 roep hy ons op, hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En die gees van Christus is immers nou in ons, en elkeen wat sê hulle glo in hom. Hy lei ons in heiligmaking, sodat ons soos Christus sal wees. En daarom is Christus nie maar net vir ons 'n verlosser nie, hy is ook 'n voorbeeld vir ons van wat dit beteken om geestelik gedissiplineerd te wees. Dink daaraan, die Here Jesus is die volmaakte. Hy was die een wat sonder sonde is. Maar hy was geestelik gedissiplineerd gewees. Hy was nie sonder sonde omdat hy geestelik gedissiplineerd was nie. Maar omdat hy sonder sonde was, leef hy nog steeds geestelik gedissiplineerd om vir ons te wys hoe belangrik dit vir ons lewens is. As hy uitdrukkings gebruik in die Nuwe Testament soos, daar staan geskrywe, of het julle nie gelees nie, dan lei ons daaruit af dat die Bybel vir hom altyd die hoogste maatstaf was van wat reg en verkeerd is in die lewe. Hy het telkens daarin teruggekeer. Die Here het met 'n skrifbewussyn geleef, juis omdat hy die skrif so goed geken het. En as hy vra, het julle nie gelees nie? Dan dink ons baie keer die Here is nou maar sommer net snaaks met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Maar weet jy, ons kan iets aflei daaruit, geliefdes. Ons kan aflei dat die Here Jesus van die veronderstelling uitgaan dat kinders van God die skrif voortdurend bestudeer. Stel jouself voor, die Here Jesus was nou in lewende lywe hier en hy het vanmôre gepreek en hy sou vir u vra, het julle nie gelees nie? Wat sê hy vir ons daardeur? Wat vra hy vir ons? Lees jy? Is jy met my woord besig? En sy bestudering van die skrif is nie oppervlakkig nie. Hy het lyne getrek wat die beste teoloë in sy tyd nie raak gesien het nie. Hy het die skrif nie net as 'n historiese bron bestudeer nie, maar hy het dit altyd bestudeer met hierdie vraag, wat sê dit vir vandag? Hy het selfs sy eie lyding, ja, om die waarheid te sê, sy hele lewe in die lig
van dit wat in die Bybel staan geïnterpreteer. Want hoeveel keer lees ons nie in die Bybel dat die Here Jesus sê, hierdie ding moet met my gebeur, want so staan dit geskrywe en dit moet vervul word nie. Hy het nooit dit wat in sy lewe gebeur los van die skrif verstaan nie. Hy was so deurdrenk van die skrif dat hy in sy donkerste oomblikke die skrif gepraat het. Die skrif het sy woorde geword toe hy nie geweet het wat om te sê nie. Want die Here God het sy woorde reeds in die Ou Testament vir hom laat opteken, toe hy aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat, en uit die psalms uit aanhaal, en ook sê, in U hande gee ek my gees oor. Gaan lees maar, dit kom net so uit die psalms uit, Psalm 31, Psalm 2. Ja, die Here Jesus se geestelike muscle memory het ingeskop. Selfs nadat hy uit die dood uit opgestaan het, skakel hy nie die skrif uit nie, toe hy verdiep dit eerder, wanneer hy op die pad is saam met die Emmausgangers en hulle wonder oor die dinge wat gebeur het en hulle met mekaar praat, dan lê hy vir hulle die skrifte uit, vanaf Moses en al die profete, en hy wys hoe hierdie dinge op hom van toepassing is. Hy help hulle om dit wat vandag gebeur het, in die lig van die skrif te verstaan. En dieselfde dissipline behoort ook in sy disippels se lewens kenmerkend te wees. En hierdie dissipline, broers en susters, raak die kop, die hart en die hande. Om gedissiplineerd met die skrif besig te wees, beteken eerstens dat skrifkennis kopkennis moet wees. As gelowiges voel ons nie net soos Christene nie. Ons weet sekere dinge. Ons ken sekere dinge. Ons is bekend met God. Geestelike dissipline verg dat ons daagliks met sy woord besig moet wees, sodat ons dit beter kan leer ken. Weet jy dat gedurende die regeringstyd van Mao Zedong in China, was Bybels geweldig skaars en verbode gewees in China. Enkele Christene het volledige Bybels gehad. Baie van hulle het die Bybels wat hulle wel gehad het, uit mekaar uitgehaal, en dan het hulle vir mekaar stukkies daarvan gegee. En wat hulle dan daarmee gedoen het, want as daar nou so 'n stukkie by jou ontdek is, dan ten minste het jy nie die hele Bybel verloor, net 'n stukkie daarvan verloor, maar hulle het verder gegaan. Hulle het daardie gedeeltes, partykeer volledige boeke in die Bybel, gememoriseer, sodat die skrif in hulle geheue geleef het, selfs al is dit weggevat van hulle af, en hulle dit op so 'n manier steeds met mekaar kon deel. Ons behoort regtig meer te doen om die Bybel te ken. Ja, vra jouself 'n eenvoudige vraag af, soos, hoeveel Bybelverse kan jy aanhaal? Dit maak nou nie van jou 'n beter Christen of 'n slegter Christen nie, maar dit is tog deel daarvan om Christen te wees, is om die woord van die Here te ken. Nie waar nie, iemand wat 'n professor is in 'n sekere vakgebied, hoef nie elke keer met die handboek voor hom te gaan staan en woord vir woord af te lees uit die handboek. Hy begin gaan nader aan die goed uit sy kop uit ken, want hy is elke dag daarmee besig. Hoeveel teksverse ken jy? Of kan jy ten minste net geparafraseerd aanhaal? Hoe maklik vat jy 'n Bybelboek raak as die dominee sê ons lees uit Deuteronomium uit? Vat jy dit al makliker raak as miskien 10 jaar terug toe jy tot bekering gekom het en nog nie regtig die Bybel geken het nie? Soek jy verbande? Grou jy dieper as die oppervlakte? Weet, een van die goed wat vir my in my lewe geweldig baie beteken het, was toe ek begin het om ernstiger met die Bybel om te gaan, en ek het 'n eenvoudige dingetjie gedoen. Die ou vertaling Bybel, die ou weergawe daarvan, het so in die middel 'n kolom met kruisverwysings. Daar staan dit in die nuwer weergawe, is die kruisverwysings hier in die onderkant. Die 2020 vertaling het ook baie verwysings in die onderkant. Ek het begin om net al daardie kruisverwysings te lees. Te sê, as hier iets gesê word oor iets, dan gaan kyk ek, wat se ander verwysings oor hierdie ding word daar in die Bybel gegee. En so kon 'n ou lyne en verbande trek en tot groter insig kom oor wat die Bybel vir mens leer. As jy 'n goeie teologiese artikel lees, soos byvoorbeeld in die Boodskapper, slaan jy ook die teksverse na
om te kyk en te verstaan hoekom het 'n skrywer by sy gevolgtrekking uitgekom. Maar daar is natuurlik 'n gevaar om van iets net kopkennis te maak. En die gevaar is dat ons die Bybel uiteindelik net so goed kan resiteer soos wat die moslems die Koran kan opsê, maar dit nie waarlik ken nie. En daarom leer Deuteronomium 6 ons ook dat geestelike dissipline uiteindelik nie net by die kop bly nie, maar van die kop na die hart toe beweeg. En hierdie woorde moet in jou hart wees. En as 'n voorhoofsband tussen jou oë gebind wees. Die woord hart in die Bybel is 'n versamelnaam vir 'n mens se emosies, jou denke en jou wilsbesluite. So as die Bybelskrywers die woord hart gebruik, dan verwys hulle gewoonlik na hierdie 3 goed. Jy is eers werklik gedissiplineerd met die skrif besig, as die skrif ook met jou besig raak. As die skrif begin om jou lewe te verander. Kopkennis word hartkennis wanneer dit ons voorliefdes verander, wanneer dit ons anders oor dinge laat dink, en uiteindelik ons wilsbesluite, ons keuses bepaal. Om werklik die wil van die Here in jou hart te hê, beteken nie net dat as ek 'n mooi gedeeltjie in die Bybel lees of in 'n preek hoor, amen daarop sal sê nie, maar dat ek my lewe, my denke en my keuses dienooreenkomstig sal aanpas. Want dan eers sê jy amen. Dis vas, dis seker, dit is so. Uiteindelik moedig die skrif ons ook aan om insig en wysheid te verwerf, so Spreuke 4 vers 5 tot 7 sê. Wie geestelik gedissiplineerd is, vra nie net wat die Bybel oor 'n saak sê nie, maar soek ook na die toepassing daarvan. Want onthou hoe hierdie gedeelte begin. Die Here sê, ek gee vir julle hierdie dinge sodat julle weet hoe met julle gaan lewe. Hoe meer ek met die skrif besig is en daarin en daaruit leef, hoe minder gaan die Bybel net vir my 'n klomp reëls en regulasies wees. Dit gaan 'n leefwyse word waaroor ek my verlustig, soos Psalm 119 vers 16 sê. Geliefdes, as gedissiplineerde Bybelstudie nie ook lei tot 'n gedissiplineerde lewe nie, dan is jy nog ongedissiplineerd. Iemand wat byvoorbeeld musiek kan lees, die teorie daarvan, kan die note lees, kopkennis, en selfs mooi musiek kan waardeer, hart, maar nie 'n instrument kan bespeel nie, het immers nog nie waarlik die dissipline van musiek onder die knie nie. Daarom beveel die Here ons om die insig en wysheid wat ons uit sy woord uitput op ons lewens toe te pas. Bind dit as 'n teken op jou hand. Wat doen jy met jou hand? Jy werk. Skryf dit op jou deurposte. Maak dit deel van hoe jou huishouding ingerig word. Maar ook op jou stadspoorte. Dit moet deel wees van die samelewing waarin jy leef. Jy moet werk daartoe dat hierdie beginsels uiteindelik ook die beginsels wees wat die samelewing beheers. Liewe broers en susters, wie gedissiplineerd met die skrif besig is, gaan die oppervlak gou genoeg leer ken dat hy uiteindelik begin grawe om by die groter skatte uit te kom en tot volwassenheid te groei. Christus verlos ons immers sodat ons enig kan wees, heilig soos hy. Geestelike dissipline behels meer as gedissiplineerde Bybelstudie. Dit sluit dit in, maar dit gaan oor meer. Dit raak die hart, dis ons emosies, ons denke en ons besluite. En uiteindelik beïnvloed dit ook die dinge waarmee ons hande besig is. En die manier waarop ek dinge doen en die rede waarom ek dinge doen. Soos 'n gesoute redakteur raak die voor die hand liggende dinge naderhand vir 'n mens tweede natuur as jy geestelik gedissiplineerd is. Jou denke, begeertes en wilsbesluite word deur die skrif se kategorieë beheer en bepaal, terwyl jy gehoorsaam in Christus se spore volg. En as jy in die krag van die Gees hierdie dissipline toepas, dan gaan jy ontdek
dat jy nie net muscle memory opbou nie, maar dat jy inderdaad muscles bou. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U dat ons vanmôre opnuut deur U opgeroep is om gedissiplineerd in ons geestelike lewens te wees. Dankie Here dat U ons nie alleen laat met hierdie taak en opdrag nie, maar dat U U Gees vir ons gee, soos wat U in Johannes 14 vers 6 sê, om ons te herinner, Johannes 14 vers 26, om ons te herinner aan alles wat U ons geleer het. En dit veronderstel dat ons besig sal wees met dit wat U ons geleer het. Want U Gees werk nooit los van die woord nie. En daarom bid ons dat U ons toegewyd sal maak in ons geestelike dissipline, nie net in hierdie jaar nie, maar vir die res van ons lewens. Dat hierdie patroon van reëlmatigheid deel van ons lewens sal bly. Here, dankie dat ons aan die begin van die jaar ook hierdie jaar aan U kan opdra en vra dat U ons lewens sal rig, sodat ons ook dit wat ons in ons bestudering van die woord oor U leer ken, in ons lewens sal toepas. Dat dit in ons harte sal wees, dat dit die dinge waarmee ons met ons hande besig is, dit wat ons op ons deurposte en op ons stadspoorte skrywe, dat dit sal beïnvloed. Ons bid vir hierdie gemeente van ons, Here, dat U ons sal lei om getrou te wees, nie net om die regte dinge te kan aanhaal nie, maar ook die regte dinge te doen, om 'n doenende gemeente te wees. 'n Gemeente wat werklik besig is met die dinge en die opdragte wat die Here vir ons gee. Vader, ons bid vir hulle in ons gemeente wat U nodig het. Ons bid vir hulle wat oud is, hulle wat se gesondheid nie elke dag meer is wat dit behoort te wees nie. Here, U ken hulle by die naam. Ons bid ook vir hulle wat swanger is in ons gemeente. En ons dank U vir U vooruitsig van nuwe lewe. Ons bid, Here, dat U hulle sal seën en die swangerskappe sal seën. Sodat ons ook saam met hulle kan deel in die vreugde van nuwe lewe. Ons bid ook vir hulle wat graag swanger wil word, maar nie kan nie of sukkel. Here, dat U genade vir hulle genoeg sal wees. Dat U wonderwerke in hulle lewens sal laat gebeur. Ons bid vir ons kinders wat hierdie week weer met skool begin en die onderwysers en die ouers wat almal stadig maar seker weer in die gewone roetines inkom. Ons bid vir die studente wat een van die dae begin. Here, wil U met elkeen wees en ons by die hand hou. Wil U ons sonde vergewe en ons in heiligmaking lei. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons maak oop by Psalm 119. Ons gaan antwoord op die Here se woord deur vers 1 en 2 en 5 en 6 saam te sing. Vers 1 en 2, 5 en 6, ek hoef dit nie aan te haal nie, ek dink die woorde spreek van self. Kom ons antwoord met hierdie gesang of met hierdie Psalm en as ons klaar is, bly staan U vir die uitspreek van die seën en dan kan U weer U sitplekke inneem.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.